doen slegs U wil, Heer. U wil met my U die pot bakke, met my die klei. Vorm my en maak my net soos U wil. Op U bly wag, nederig en stil. Goeiemôre en baie welkom by ons reis deur die boek van Matteus, en dit is my so groot voorreg om hier te staan op die grasvlaktes van die Spitskoppe. En dit is heerlik om vanmôre weer met jou te kuier in hierdie beeldskone, pragtige omgewing, waar ons weer opnuut God se grootsheid kan beleef en wie hy werklik is, ver bokant ons begrip en verstand. En dit laat mens onwillekeurig introspektief na mense eie lewe kyk en vra, waar pas ek in by God se prentjie? En is my lewe reg? Dis die vraag wat ek en jy wil vra. Nou ons lees vanmôre vanuit Matteus 7 vers 21 uit. Nou ek moet vir jou sê uit ervaring uit, hierdie is een van die mees skrikwekkende gedeeltes in die Bybel, omdat dit 'n mens onwillekeurig bring by 'n plek waar 'n mens jou lewe weer heroorweeg. Meer as net jou lewe heroorweeg jy jou toekoms en hoe lyk jou lewe aan die ander kant van die dood? En dis baie belangrike vraag om te vra, want Jesus konfronteer ons juis met dit wat aan die ander kant van die dood gaan gebeur. Ten eerste, wanneer jy gekonfronteer gaan word met Jesus, met sy kruisdood, met sy bloed en met sy redding. En dan tweedens, gaan jy gekonfronteer word met dit wat jy hier op aarde gedoen het daarmee. Kom ons lees vanmôre vanuit Matteus 7 vers 21. Daar staan, Jesus is aan die woord en hy sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God binnegaan nie, maar net hy wat die wil doen van die Vader. En ek wil hê jy moet dit gaan lees, en dan moet jy self daai woordjie doen gaan onderstreep, want dis die doen woordjie wat die persoon wat glo onderskei van die persoon wat nie glo nie, want geloof word gedefinieer deur 'n daad, soos deur Jakobus gesê in Jakobus 2, wat sê, geloof in sigself is morsdood sonder dat daar 'n daad is. Kom ons keer terug na ons teks waar Jesus sê, nie elkeen wat vir my sê, Here, Here, sal die koninkryk van God binnegaan nie, maar net hulle of hy wat die wil doen van die Vader. Mag ek vandag vir jou gesê dat daar soveel mense is wat sê, Here, Here. Soveel mense wat die etiket van Christendom om hulle nekke dra, maar waarskynlik baie van hulle wat met Jesus gekonfronteer gaan word met die volgende woorde wat Jesus spreek wanneer hy sê, in daardie dag sal baie na my toe kom en sê, Here, het ons nie soveel gepreek, geprofeteer, soveel wonderwerke in U naam gedoen en soveel baie dinge wat ons sal kan opnoem in daardie dag. Jesus praat natuurlik van die ander kant van die dood. Dan sal die Here aan sommige sulke sê. En hier is die skrikwekkende deel van Matteus 7 vers 21. Aan sommige sal hy sê, gaan weg van my af, want ek, die woord van God, het jou nooit in gehoorsaamheid geken. En dis 'n sidderende woord. Dis 'n sidderende woord. In Matteus 7:21 sê in die 83 vertaling, gaan weg van my af, jy wat die wet van God verbreek het.
mag ek en jy vandag in ons eie lewe inkyk en vir onsself vra, hoe slaag ons hier die toets? En hoe het ons lief? Eerstens vir God en tweedens vir mense in ons lewe. Is ons werklik besig om die wil van God hier op aarde te doen? Of sal ons dalk tragies voor God moet staan en hy vir ons moet sê, gaan weg van my af. Jy wat die wil van God, wat die wet van God verbreek het. Mag ek en jy in ons tyd hier op aarde ons daaraan toespits om die Here te volg en te dien soos wat hy dit vir ons voorskryf in sy woord. Mag hierdie woorde jou vandag inspireer opnuut weer om die Here te dien, om hom te volg en hom gehoorsaam te wees met jou hele lewe. Ek het hierdie liedjie sopas weer opgeneem op 'n musiekvideo en ek gaan waarskynlik iets daarvan uitspeel. Maar ek sing hom sommer so met die gitaar vandag vir jou. Do your will in me, oh Lord. Present me before the Father. Do your will, sanctify me. Sanctify me till I'm blameless, till I'm holy before you, Lord. Do your will in me, oh Lord. Present me before the Father. Do your will, sanctify me till I am blameless, till I am holy before you, Lord. I have hunger and I have thirst to be with you, and now my soul cries out to be with you, Lord. I have searched and searched all over. There's no peace without your love. Now I'm left homeless. Now I'm left lonely without you, Lord. Do your will in me, oh Lord. Present me before the Father. Do your will, sanctify me